Broers en susters, goeiedag, baie welkom. Ek nooi jou uit om saam met my diep asem te haal in die teenwoordigheid van die Here en om saam met my te bid. Ons Here, ons sien vandag uit na wat U vir ons wil sê. Ons smag na die hoop en die moed wat ons vandag by U wil ontvang. Baie dankie vir U trou en vir U konstante teenwoordigheid deur ons lewens. Amen. Ons lees vandag Jesaja 55 vers 1 tot 13 en dit begin op bladsy 779 in die Ou Testament. Kom almal wat dors is, kom na die water, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste wyn en melk. Waarom weeg julle silwer af, vir wat nie brood is nie, en bestee julle moeitevolle arbeid aan wat nie versadig nie? As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is, sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe, luister, sodat julle kan leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Kyk, 'n getuie vir die volke het ek hom gemaak, 'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here, jou God, terwille van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy hom laat vind, roep hom aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer, sodat hy hom genadig kan wees en aan sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne. Ja, soos reën en sneeu uit die hemel afkom, en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring, dit laat uitspruit, en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê, en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Ja, met vreugde sal julle wegtrek, en in vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in jubelkrete uitbreek, en al die bome van die veld sal hande klap. In die plek van doringstruike sal sipresse groei, in die plek van dissels sal mirtebome opkom. Dit sal vir die Here tot roem wees, as 'n ewige teken sal dit nie afgekap word nie. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Teleurstelling kan baie vorme inneem. Toe ek in my eerste jaar was, het ek 'n vrou geken vir presies 1 week. Daar's nie verbuisterende verskynsel onder koshuise. Hulle noem dit 'n skakeling. Dis soos om iemand uit te neem, behalwe al die eerstejaars doen dit op 1 slag. Jy soek iemand en jy gesels onder dwang. Almal van julle is daar saam, die AK sê vir jou, skakel, en jy probeer skakel. Ek het die vrou se nommer gekry, wat nie vir my 'n alledaagse gebeurtenis was nie. Ons het later gaan fliek, roomys eet, oor en weer gekoffie. Ek het gedink dat dit baie goed gegaan. En na 'n week vra sy vir my, of sy 'n manlike klasmaat van my se nommer kan kry. Sy hou van hom. Teleurstelling, baie teleurstelling. As ons kyk na wat ons vandag ontvang, het dit ook 'n agtergrond van teleurstelling. Nou, ons het al gesels oor kopiereg in die Bybel. Van die psalms wat toegeskryf is aan Dawid, het hy waarskynlik laat skryf. Ander skrywers kon dalk deur die eeue 'n vers hier of daar
bygesit het, en dit word nog steeds beskou as Dawid se Psalm. Van die briewe van Paulus is nie deur Paulus self geskryf nie, maar deur 'n handlanger, 'n student van hom. Dis nog steeds 'n handlanger wat onder Paulus studeer het, en wat Paulus se gedagtes baie goed geken het. Ek kan byvoorbeeld vandag 'n brief skryf namens elkeen van my ouers aan Rassie Erasmus. My pa het 'n obsessie gehad met skepskoppe, en my ma glo tot vandag toe, maar jy hol eintlik van jou eie doellyn af. En ek sou vir hom kon sê, wat sou hulle gedink het van gister se wedstryd? Dis nie deur hulle self geskryf nie, maar dis wat hulle sou sê rondom die onderwerp. En ons moet onthou, dis in elk geval nie die profeet Jesaja wat aan die boek van Jesaja gesag gee nie. Dit is die Heilige Gees. As ons glo die Heilige Gees kon met die profeet Jesaja werk, dan moet ons ook glo die Heilige Gees kon met 'n ander skrywer na hom gepraat het. Eerste Jesaja is 100% deur die profeet waarvan ons praat geskryf. Dit is die profeet Jesaja se werk. Daar is verwysings na ek, baie van dit is in die eerste persoon, en die taalgebruik van hoofstuk 1 tot 39 gaan oor Assirië wat kom en die bedreiging wat naby is. Dis ongeveer in die 8ste eeu voor Christus geskryf. Tweede Jesaja, hoofstuk 40 tot 55, is waarskynlik tydens die ballingskap geskryf. Nou het Efraim, Noord-Israel, reeds geval, en dit het as het ware reeds verbrokkel. Suid-Israel, Juda, sit in Babylonië. Juda, wat Jerusalem insluit, is nou 'n kolonie van die mense wat hulle verower het, Babylonië. Die tempel is verwoes, maar meer as dit, die land Juda se lus is op. Hulle is moeg geploeg. Derde Jesaja, die laaste 11 hoofstukke, is geskryf waarskynlik na die ballingskap. Juda gaan huis toe. Dit beteken dat ons skriflesing in hoofstuk 55 die laaste deel is van tweede Jesaja. En dit is wanneer die boek veronderstel is om 'n laagtepunt te bereik. Dit is 10 teen 1 geskryf toe Juda op hulle mismoedigste was. Hulle hoop was die minste, en hulle vertroue in God was op sy laaste, dalk al verby sy laaste. En wat 'n woord ontvang hulle dan nie. Ek weet nie of dit net ek is nie, maar ek moet myself die heeltyd oopmaak en doelbewus oophou vir groei. As ek 'n moeilike tyd agter die rug het, dan wil ek nie droom oor dit wat kan wees, of dit wat die ideale wêreld is nie. Dan voel ek partykeer, ek wil net eers oorleef, en ek sê vir myself, maar ek sal later blom, ek sal later floreer. En hierdie denkpatroon is eintlik geweldig teenproduktief. Want dis juis as ons op en afgestomp voel, dat ons die vernuwing van 'n ontmoeting met die Here die nodigste het. En dis presies wat die mense van Jerusalem nodig gehad het. Hulle is dalk nie lus om weer te begin hoop nie, maar dis presies wat hulle eintlik moes doen. Juda weet dit nie, maar ons weet, hulle staan op die punt om terug te gaan huis toe. Die ballingskap is so naby aan verby. Hulle staan voor 'n nuwe seisoen waar gehoorsaamheid en onderskeiding van God se wil broodnodig is. So God nooi hulle opnuut in. Kom na my toe. Sit weer julle hoop in my. Ek sal julle vergewe, ek sal julle lot verander. Dis die uitnodiging van Jesaja 55. Ek dink een van die mees verwoestende stellings in die wêreld is, ag, dit sal tog nooit werk nie. Dit keer ons om nuwe dinge te probeer, en dit steel ons verbeelding. Dis een van die grootste leuns ook, want
Hoe kan iets werk as ek dit nie eers een keer probeer nie, as ek dit net afskiet voor die tyd? Weet julle hoe lyk 'n wêreld waar almal sê dit kan nie werk nie? Ons gaan nooit maan toe nie. Ons leer nie eers om vliegtuie te bou nie. Vroue het nog steeds nie stemreg nie. 'n Baie groot persentasie van ons is slawe. Ons gaan dood van eenvoudige verkoues en griepe, want ons het nooit medisyne uitgevind nie, want wat is die punt? Ons is basies nog in die donker eeue, want wat help dit tog? Ons kan nie groei of genees sonder moed en hoop nie. Ons kan nie. Een van die mooiste en waarste sêgoed het ek in ons eie distrik gehoor, wat hierdie gedagte baie goed opsom. Een van ons boere het vir my gesê, jou geld kan opraak, maar moenie dat jou planne opraak nie. Dis vir my so mooi. Solank ons nog op pad vorentoe kan en wil sien, kan ons nog blom. So gepraat van planne, een van die temas in vandag se skriflesing is juist dit wat God beplan. Dis ook hoe dit wat Juda in gedagte gehad het, drasties verskil van God se planne vir die land. Juda se strategie hierdie hele tyd was om asem op te hou en om vas te byt en om net die tyd verby te wens. Een van die dae as ons weer by die huis, dan gaan dit weer beter, dan kan ons weer asemhaal. En dis nie die Here se wil nie. Die Here se wil is totale herstel. Die Here se wil vir hulle is verbetering, vernuwing, herlewing. Hierdie desperate mense wat vasklou aan die lewe, word ingenooi om van vooraf oorvloedig vreugde by God te beleef. Ons sou dit kon vergelyk met die verwagting wat daar was rondom Jesus. Jesus kom aarde toe en hy bied die ganse mensdom ewige verlossing. En dit wat die mense van Jerusalem, Judea en ook Galilea mee tevrede sou wees, is 'n onafhanklike land. Dit sou vir hulle genoeg wees. Jesus kom doen soveel meer as dit. Soos wat die hemel hoër is as die aarde, so is God se planne meer en beter as die van die mens. Dink ons regtig, die Here se wil vir ons, is om net aan te kap en net te oorleef elke dag. Die naaste wat ek al daarin was om 'n kollega te klap, was baie vroeg in die pandemie. Een van my bure in die ring van Raivulo kom kuier vir my en ons gesels oor ons belewennisse. Wat mense sê, wat mense doen, wat ons doen om te oorleef. En mense het die grootste onsin kwyt geraak. En dit het letterlik mense se lewens in gevaar gestel. Toe sê my chommie vir my, moenie dat dit jou vreugde steel nie. En ek was op daai punt dadelik boos gewees. Ek het rooi gesien. Want natuurlik steel al die gemors en die mense wat dit glo my vreugde. Maar my buurman was reg. Hoe meer ons sig van die Here verloor, hoe moeiliker is dit om moed te hou. Dit vat iets van ons om op die Here te vertrou. Definitief. Dit vat geloof en dit vat vertroue. Die grootste risiko is dat ons visie natuurlik nie ooreenstem met die Here se visie nie. Ek wil dalk 4 seuns hê en hulle moet almal koffsies toe gaan want dis die naaste en dan moet hulle terugkom plaas toe want dan is hulle by my. Nou het ek eerder 2 dogters, een is in Engeland en een is in Kanada. Maar raai wat? Die Here gebruik hulle daar en hulle lei betekenisvolle, gelukkige lewens. En ek is verheug want dit gaan met my kinders goed. Die ander risiko is dat ons dalk teleurgestel word. Ons word dalk in die steek gelaat.
Nou, almal van ons weet jy kan nie teleurgestel word as jy nie hoop nie. Maar jy kan ook niets probeer nie. Jy kan ook nie 'n onverwagse vrede sien daarsonder nie. Ons het moed nodig om te leef. Op die ouend kom die vraag neer daarop of ons vir God kan vertrou of nie. Die vraag is nie, dink ons kan vir God vertrou nie. Die vraag is, kan ons vir God vertrou? Is God ons vertroue waardig? Is die belofte aan 'n gemeenskap in ballingskap in die 16de eeu voor Christus ook onsin? En ons weet mense vergeef nie maklik nie. Ons weet vrede en vreugde is nie volop nie. Ons weet dit uit ons eie ervaring. En ons weet dat mense se beloftes kan leeg wees. Ons sien en hoor dit elke dag, goedkoop en leë beloftes. So is hierdie beloftes ook vir ons en kan ons dit glo? Ons regering beloof al vir dekades lank werk, behuising en water vir almal. Waar is dit? Eers ego en toe X spuitgoed, beloof strate vol mooi vroue wat agter my aanloop as ek hulle produkte gebruik. Nou, ek hoef nie eers te vra waar hulle is nie. En julle sal onthou dat verlede jaar, toe het die wegraping gekom en gegaan, daar was nie enige deelname gewees nie. So ons lewens is propvol leë beloftes. Hoe kan ons weet dat hierdie beloftes reg is en dat dit ook op ons gemik is? Ek wil ons graag geruststel deur te sê, ja, dit is op ons gemik, want ons is God se geliefdes. Die kerk is die nuwe volk van God. Jesus maak dat ons deel kan wees van God se huishouding. En dit wys ook iets van God se verhouding met die mens en God se houding teenoor die mens. God beloof oorvloedige vreugde en vrede vir die mense wat vassit in Babylonië. Ek het 'n sterk vermoede dat dit ook die Here se wil is vir alle mense, en ons wat ons nou God se geliefde kinders is, veral vir ons, is dit ook wat God waarskynlik vir ons wil hê. Die tweede vraag, kan ons aan God se belofte vertrou? Ja, ons kan. Dis dalk nie vir ons nuus nie, maar nie net droom God groter as ons nie. God is meer betroubaar as wat ons is. Ons kry die treffende beeld naby aan die einde van ons skriflesing oor hoe God dink oor die woorde wat beloof word. Dis soos reën en sneeu uit die lug uit, dit val op die aarde neer, dit deurdrenk die grond en dan kom plante op en daai plante dra vrug. Dis nie vrugtelose woorde, soos wat ons so dikwels hoor nie. God is nie die media, die regering, of selfs eers die kerk nie, God is God. En verder weet ons, God sal ons vreugde en vrede gee, want God het dit al soveel kere vir ons gedoen. Die teoloog John Inge skryf oor 'n Christelike teologie van plek. Dit kan ons baie help. Mense soek vandag nog na Noag se ark, of na die verband wat op Jesus se gesig was. Dis oorblyfsels van spesiale gebeure, dis basies fisiese herinneringe aan 'n groter storie. Maar wat van die wonderwerke wat God vandag doen in Victoria Wes? Hierdie gemeenskap is nie sommer maar net nie. Hierdie is die plek waar ons vir God beleef, hierdie is waar God optree in ons lewens, en dis waar God ons kom ontmoet. Hierdie plek, hierdie doodgewone distrik. En dis waarvoor John Inge ook aanvoer, dat ons die plekke merk en onthou waar ons vir God sien. Ek het op hierdie bank gesit, toe ek gehoor het ons is swanger. Dis op hierdie foon dat ek gehoor het, ek het uiteindelik die nuwe werk gekry. Ek het hierso in die veld gestaan,
Die dag toe dit uiteindelik weer begin reën het na die jarelange droogte. Daar is sulke monumente in die omgewing, maar hulle is hopeloos te min. Hulle is te min want hulle is so belangrik en die Here tree soveel meer op as dit. Die mense van die verlede het nie 'n kopiereg op die herdenking van spesiale gebeurtenisse nie. Ons kan dit ook doen. Skryf dit neer. Bou hierdie klein beeldjie, slaan die kruisie op. Sit die foto op. En onthou dat God nog nooit weggeraak het nie. Omdat God ons gehoor en begenadig het, weet ons dis moontlik en ons weet dit gaan weer gebeur. Soos wat ek dit sien, staan ons vandag waarskynlik op een van 3 plekke. Miskien voel jy vandag eintlik baie goed oor die lewe en oor jou lot. Dalk voel jy elke dag is 'n lied. En dit is wonderlik. Wat ek vra van jou is om daardie lied neer te skryf. Selfs al sing jy soos 'n vals kraai, 'n besondere vals een. Skryf dit neer want jy wil nie die vreugde wat jy nou beleef as vanselfsprekend aanvaar nie. Skryf dit neer sodat jy dit kan onthou. Miskien staan jy op 'n ander plek. Dalk voel jy maar jy kan nie wag meer vir uitkoms nie. Jy's nou moeg gewag. Jou geduld en jou lus om geduld te hê, dis nou op. Dis nie 'n maklike posisie om in te wees nie, maar jy is nie alleen nie. Behalwe dat baie mense so voel, is wanhoop en paniek nie 'n sonde nie. Dis maar net menslik. Wanneer jou lot verander, merk dit meer. Wanneer jy paniekerig raak, dink aan alles waar jy alweer is. En dink aan hoe die Here jou reeds gehelp het. Miskien die derde posisie is jy net oor dit. En die derde plek is dalk nie so moeilik soos die vorige een nie, maar dit is so dreinerend. As ek nie dink ek kan 'n verskil maak nie, dan is ek moontlik reg. As ek nie 'n beter toekoms verwag nie, dan sien ek dit dalk nie as dit eendag aankom nie. As ek nie dink my gemeenskap kan beter doen nie, miskien gaan ons nie. Maar dink aan die pandemie. Dink aan die droogte. Dink aan die kragonderbrekings. Dink aan die 30ste Junie wat grootendeels sonder geweld verbygegaan het in Victoria Wes. Dis nie vanselfsprekend nie. Dis wat die Here vir ons gedoen het. Waar ons ook aan onsself bevind vandag, onthou dat ons maar op God kan vertrou. God se drome is dalk nie ons drome nie, maar dit is groter en beter as wat ons kan dink. God sal, alhoewel ons dit op ander terreine dalk raakloop, ons nie teleurstel nie. Amen. Ons groot en wonderlike Here, ons bely vandag ons kleinheid en ons magteloosheid voor U. En ons vra dat U dit sal omskep in 'n bereidheid om U te dien, om U raak te sien en om bly te wees oor al die wonderwerke wat U doen en wat U aanhou doen. Here, ons vra dat U ons sal help om opnuut te leer om te droom en om raak te sien hoe dit kan wees en hoe ons gemeenskap kan lyk vir almal. Nie net vir die mense wat ons ken en wat ons van hou nie, maar vir almal, Here. Want ons lees dat U vir ons hierdie oorvloedige vreugde en vrede inhou. Ons kan nie wag om dit meer te beleef as wat ons dit reeds doen nie. Here, ons sê vir U dankie dat U betroubaar is. En ons bid dat daardie wete ons moed sal gee
wanneer ons die durf nodig het om te dink aan 'n wêreld soos wat U dit verkies. Amen.